altyd ewe bewus van die teenwoordigheid nie. Here, ons is nie altyd ewe bewus van die stem nie. Here, ons is nie altyd ewe bewus van die Heilige Gees se werking in ons lewens nie. Here, want ons is so besig met ons dag tot dag lewens. Ons is so besig met die geraas van die wêreld. Here, dat ons kompleet en totaal en al dikwels vergeet van U. Dat ons nie kennis en notisie vat van die teenwoordigheid nie. En Here, vanoggend wil ons net die geraas van die wêreld kom uitdoof. En ons wil vanoggend kom fokus, Here, op U teenwoordigheid. En Here, ons wil vanoggend kom fokus op U werking van die Heilige Gees vanoggend. Here, want U is vanoggend hier teenwoordig. Here, hier is volgens heilige grond. Here, want U is hier. Here, nie omdat dit 'n kerkgebou is nie. Here, maar U is hier vanoggend. Here, dankie dat ons kan weet, U is hier. Heilige Gees, doen vanoggend slegs U wil. Heilige Gees, beweeg vanoggend van sitplek tot sitplek en doen net soos wat U wil vanoggend. Here, dit is vanoggend ons gebed in U naam en U naam alleen en ons dank U daarvoor. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. Nou, ons is die laaste paar weke is ons besig met die reeks geestelike volwassenes en geestelike babas. En julle sal sien ek het julle daai dingetjie aangestuur, daai prentjie aangestuur, geestelike babas en geestelike groot mense. En ons het gesê oor die laaste paar weke dat geestelike babas drink nog melk en geestelike groot mense eet vaste vleis. Geestelike volwassenes eet vaste kos, vaste vleis, vaste kos. Jy kan nie vir 'n baba 'n stuk steak gee nie. En jy gaan ook definitief nie vir my melk gee nie, as ek steak kan eet. En dit is waar die verskil is tussen geestelike babas en geestelike groot mense. En ons in die laaste paar weke het ons 'n bietjie gesels rondom dit. En ek wil net hê ons moet vanoggend net so vinnig weer deur dit gaan en dat ons net so 'n bietjie kan onthou, want ek weet nou nie van julle nie, maar ek is baie keer, ek onthou nie altyd alles wat 2-3 weke gelede gebeur het nie. Baie keer onthou ek nie eens wat ek ontbyt gehad het nie. As ek ontbyt gehad het, ek is nie ontbyt hou nie. Maar hoe dit ook al sy, so laat ek vanoggend net begin deur julle geheue te verfris en dat ons net so 'n bietjie vinnig deur dit gaan. En ek dink ek het begin het deur te sê dat 'n ding wat vir my vreeslik opvallend is die feit dat jy mense kan kry wat vir jare in gemeente sit, wat vir jare op die pad is. En dan kry jy iemand wat dalk 'n jaar of 6 maande op die pad is en dan is daar 'n dag en nag verskil. Jy kry mense wat vir 6 maande op die pad is met die Here en hy's meer geestelik volwasse as daai ou wat vir jare op die pad is. En dan wonder ou dikwels, hoe gebeur so iets? Hoe gebeur dit? Wat is die rede daar agter? En dan kry jy dikwels dat hierdie selfde twee mense in dieselfde kerk is of dieselfde geloof is, so jy kan nie regtig die blom daarop plaas nie. En ons gaan so 'n bietjie in die rigting beweeg van hoe lyk geestelike volwassenes en hoe raak ek geestelik volwasse as ek miskien tekortskiet in daardie opsig. Maar ons is by staan 'n bietjie besig om te gesels oor geestelike kinderlikheid en geestelike babas. En onthou ek het gesê dat jy gaan jouself vind op 'n plek waar jy skuldig is in 'n mate aan al hierdie dinge. Right? En ons almal is in 'n mate. Party goed is jy meer skuldig aan as ander. En dit is okay, dit beteken nie jy gaan help as jy oop toe maak nie, dis nie wat ek sê nie, maar die doel hiervan is sodat ons bewus kan raak en dat ons kan sien waar ons tekortkominge is, sodat ons daaraan kan werk, sodat ons dit na die Here toe kan bring en sê, Here, hier is my tekortkominge. Hier is waarmee ek sukkel, help my hiermee. So op geen gegeewe stadium is dit nodig om geestelik minderwaardig te voel of om geestelik selfbewus te voel as jy jouself skuldig bevind aan hierdie goed nie. Dit is regtig net om vir jou te sê, luister, hier is goedjies waaraan ons kan werk, ek los hom net daar. Ek sal hom uitfigure van daar af, dit stress. Nee, sit hom terug na die vorige skerm toe. Nee, maar nie, sit hom net terug na die vorige skerm toe, ek sal hom van daar af opruit.
Hierdie rekenaar het sy dae, party dae gaan dit goed, party dae gaan dit minder goed. Goed, so ons moet 'n nuwe rekenaar kry, maar die trant wat goed op hierdie stadium by die perseel breek, ons sal hom uitfigure soos wat dit gaan. Okay, goed, so die eerste punt waaroor ons gesels het, die eerste teken van gees waar ons het, kom ons begin eers by ons teksvers waarmee ons gewerk het. Kom, eier. As hy. Kan julle sien daar? Nie rarig nie? Kan julle lees daar? Genade, julle is beter as ek. Okay, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Net tot sover. So hierso sê hy dat ons geestelike volwassenes en ons geestelike groot mense, maar dis nie dieselfde ding nie. Hierso sê hy groot menskos is vir groot mense en babakos is vir babas. So jy kan 'n geestelike gesprek hê met 'n geestelike volwassene. Jy kan die gesprek wat jy het met iemand wat geestelik volwasse is, nie gesprek wat jy met iemand het wat nog nie geestelik volwasse is nie, is definitief nie dieselfde gesprek nie, en dit vind ons maar gereeld. So ons het gesê, die eerste teken van geestelike kinderlikheid, en julle onthou, kom ek toets 'n bietjie julle gedagtes. Kan julle onthou, wat is die eerste teken van geestelike volwasse of geestelike kinderlikheid? Kom, julle moet onthou. Julle moet onthou. Eerste teken was gewees. Nee, gehoorsaamheid is nie geestelike kinderlikheid nie, dis geestelike volwassenheid. Geestelike kinderlikheid, die eerste teken van geestelike kinderlikheid het ons gesels. Dis een van hulle? Goed. Kan ek julle help? Jaloesie, tweedrag en emosionele reaktiwiteit. Jaloesie, tweedrag en emosionele reaktiwiteit. Jaloesie in die sin van, ek is heeltyd besig om te kyk wat 'n ander ou het, dan vergelyk ek dit met wat ek het, en as hy meer het as ek, dan hang my lip op die grond. Of ek is heeltyd besig om te vergelyk, maar nie vergelyk vir 'n goeie doel nie, te vergelyk vir 'n neerhalende negatiewe doel. En onthou jy ons het gesê dat die enigste tyd wanneer jy kyk in iemand anders se bord is om seker te maak hy het genoeg. En as hy nie genoeg het nie, om seker te maak hy kom op 'n plek waar hy genoeg het. Nie om te kyk of hy meer as jy het nie. En as hy meer as jy het, kry, dan leer jy by hom hoe hy daar gekom het. So die eerste teken was gewees, jaloesie. En ons het ook gesê, ons lewe in 'n wêreld waar mense so afgunstig en jaloers is op mekaar. Jy gaan 'n ou, maar jy gaan hom nie meer as wat jy het nie. En ek dink dit is op hierdie stadium een van die donker dinge van ons mensdom, is juis jaloesie. En ek dink op die eind van die dag is dit ook een van die redes hoekom ons self nie vorentoe beweeg nie, is as gevolg van ons eie jaloesie. Punt nommer 1, punt nommer 2, tweedrag. Is mense wat konstant gaan stir. Jy weet, 'n ou wat stir, so Jack Russell syndroom. 'n ou wat konstant gaan stir. Hy is nie tevrede as daar vrede is nie. Hy is tevrede in chaos. Hy geniet konflik, hy geniet risie, hy geniet chaos. Hy kan nie tevrede wees as daar eendrag en net vrede is nie. En mense kry dit vandag baie in gemeentes, 'n ou wat tweedrag stir. En ons het ook gesê dat 'n huis wat in homself verdeeld is, sal nie staande bly nie. En vir daardie rede is die duiwel lief daarvoor om mense te gebruik om tweedrag te saai in gemeentes en ook onder Christene. Want die oomblik as daar 'n onderlinge stryd en 'n onderlinge streweling is breek dit eenheid. En die oomblik as eenheid breek, dan breek mag. Eendrag maak mag, tweedrag. Hallo, is julle wakker? Tweedrag? Das sy. Tweedrag breek krag. So jaloesie, tweedrag, derde een. Emosionele reaktiwiteit. 'n Vreeslike emosionele ontploffing op die kleinste dingetjie. Dit is emosionele reaktiwiteit. En onthou jy ons gesê, nie alles is 'n emosionele reaksie waardig nie. Trouwens, nie alles is 'n reaksie waardig nie. Sekere situasies moet jy hanteer met die minagting wat dit verdien. As jy emosioneel reaktief is, beteken dit jy het 'n emosionele reaksie vinnig, maklik, vir geen goeie rede nie.
partykeer jy 'n bietjie rede, maar jy kan nie onderskei waar is jou emosionele energie waardig en nodig en waar is dit 'n vermorsing nie. So emosionele reaktiwiteit, wys my iemand wat emosioneel reaktief is, en ek wys jou iemand wat geestelik onvolwasse is. So die teenoorgestelde van emosionele reaktiwiteit is placidness. Placid, wat is die Afrikaans? Julle gaan vir my moet help. Mense, julle gaan vir my moet help met die hele week in Engels gesit in klas, asseblief. Sê weer? Dat is, praat van die onderwysers, hulle sal vir julle kan help. Gelykmatigheid. Maar dit klink nie so goed soos placid nie. Placid beteken ek Gods water oor Gods akker. As jy 'n reaksie wil hê, moet jy vir my iets gee wat 'n reaksie waardig is, en beloof vir jou nie baie dinge is 'n reaksie waardig nie. Want wat is die realiteit van die saak? Baie mense floreer, veral mense wat deur die bose geïnspireer is, en ek sê dit met, ek wil sê, ek sê dit met versigtigheid, maar ek gaan dit ook met groot bravade sê, dat jy kry mense wat deur die vyand geïnspireerd is om 'n reaksie te ontlok, want die oomblik as jy 'n reaksie gegee het jy jou gesag ook prys gegee. Hoor mooi? Jy kry situasies, mense wat daarop uit is om 'n reaksie uit jou uit te kry, en die oomblik as jy daardie reaksie gegee het jy jou gesag prys gegee. Skerry, né? Het jy jou gesag prys gegee? En baie dinge, baie mense soek net 'n reaksie. En die duiwel weet, as hy daai reaksie gekry het, gaan jy op die einde van die dag omdraai en jy sê jy moet soos 'n skaap gaan voel. So versigtig met waar jy 'n reaksie gee. Dit vat jou hierna. Ag jee, wat maak ek nou? Okay. Hy is nou regkom wanneer hy regkom. Goed. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. En ek broeders, kom met julle, dis alright, dis reg. Kom met julle spreek, soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat. Ekskuus, nee. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloesheid en twis en tweedrag is, en julle nie vleeslik, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Ekskuus, ek is so blind soos 'n mol, so ek moet fisies daar staan. Ek kan absoluut nothing sê. Goed, so wat hy hierso sê is, as hierdie goed onder jou is jy geestelik onvolwasse. Goed, die volgende een was geen onderskeidingsvermoë nie. Dit is iemand wat val vir alles. Jy kan nie onderskeiding tref, jy kan nie onderskei tussen, is dit van die Here af of is dit nie? Nou, ons het ook gesê dat daar is nie alles wat gebeur in die wêreld in die jaar 2026, in die moderne era, staan in die Bybel opgeteken presies in soveel woorde waar hy vir jou sê, jy mag nie presies spesifiek hierdie fliek op hierdie naam, op hierdie akteurs en hierdie dit, hy gaan nie dit vir jou sê. Maar as jy 'n verhouding het met die Here, gaan jy weet wat van die Here af is of nie. As jy 'n verhouding het met die Here, gaan jy tree in 'n situasie instap en onmiddellik weet, hierdie is nie vir my. Hierdie is nie van die Here af nie. Geen onderskeidingsvermoë. Iemand wat nie daardie onderskeidingsvermoë het nie, is iemand wat nog nie geestelik volwasse is nie. Iemand wat nie onderskeidingsvermoë het in daardie sin nie, is iemand wat nog geestelik kinderlik is. As jy 'n verhouding het met die Here, groei jy. As jy 'n verhouding het met die lewende God, leer jy om sensitief te raak vir die stem van die Heilige Gees. En sal jy weet, wanneer hy met jou praat en vir jou bewus maak van wanneer 'n ding nie van hom af is nie. Dan die derde punt, geestelike kleinlikheid. Kleinlikheid omhels 'n groot kategorie van gedrag en optredes en so. Kleinlikheid is, ek wil iemand terugkry. Weet, daai tipe, neerhalend optree, snaaks optree, net onnodiglik funny wees teenoor mense net omdat jy kan wees. Kleinlikheid beteken daar is geen sin vir
Daar is net geen sin vir rationaliteit in jou gedrag nie. Die manier hoe jy met mense handel, die manier hoe jy mense hanteer, is kleinlik. Raak ontstel vir geen goeie rede. Of vir die kleinste rede nie. Kleinlikheid is, ek wil amper die metafoor gebruik, is om 'n vuurhoutjie met 'n brandblusser uit te blus. So, jy's kleinlik. So die kleinste dingetjie vlam jou op. Dit gaan vir my baie oor in reaktiwiteit. Kleinlikheid. Jy wil 'n vuurhoutjie blus met 'n brandblusser. So 'n hele onnodige reaksie, dis kleinlikheid. Wys my iemand wat kleinlik is en ek wys vir iemand wat onvolwasse is. Die 4de punt was onstandvastigheid en beïnvloedbaar. Jy is soos 'n bootjie op die see sonder 'n seil. Die wind waai jou heen en weer. Die oomblik as daar 'n teologie kom, val jy, soos die Engelse sê, hook, line en sinker vir dit. Sonder dat jy 'n bietjie verder gaan en dink, hoorie, wow, hier's baie dingetjies wat nie in lyn is met die woord van God nie. As jy 'n verhouding het met die Here en as jy die woord van God ken, dan is jy standvastig. Jy weet wat jy glo. Jy's nie beïnvloedbaar deur, ek wil amper regtig sê louter snert. Verskoon my kanseltaal. Jy's nie beïnvloedbaar deur louter snert nie. En deesdae is daar soveel dwaalleringe, daar is soveel storieetjies, daar is soveel dingetjies en dingetjies en dingetjies wat ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar hier is ons die realiteit van die saak. Onthou julle ons het verlede week gesê, nie wil ek regtig stil staan, ek wil jou herinner hieraan. Onthou jy ons het gesê, maak nie 'n fout nie, die duiwel ken die Bybel. Maak nie 'n fout nie, die duiwel ken die Bybel, hy was daar toe dit geskryf was. Heel in die begin. Johannes 1, die begin was die woord was God, die woord was by God. Hy was daar gewees, hy was reeds geskep op daai stadium. Hy weet wat staan in die Bybel, en hy weet baie goed wat bedoel die Bybel, wanneer die Bybel 1, 2 en 3 sê. Maar weet wat kom my, ek vat jou daar na die gedeelte toe waar Jesus in die woestyn ingelei is deur die Heilige Gees en daar versoek is deur die duiwel. Kan julle onthou wat het hy gebruik om Jesus mee te versoek? Wat het hy gebruik? Die woord. Okay. Wat het hy gedoen? Het hy die woord gebruik in konteks? Nee. Hy het die woord van God gebruik en hy het dit verdraai. Die woord sê, onthou julle wat was sy woorde gewees? Daar staan geskrywe. Hy begin met, en hy het hom opgevat na heuwel en hy het gesê, spring hier af, want daar staan geskrywe. Hy sal sy engele opdrag gee aangaande jou. En jy sal jou voet teen 'n klip nie stamp nie, en hy het die hele storie gespin. Die Here sê vir hom, aha, maar daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. So, maak nie 'n fout nie. Die duiwel gebruik vandag die woord om mense te verlei en te mislei. En dit klink baie geloofwaardig. Dit klink vreeslik geleerd. I mean, hierdie ouens dink hulle is vreeslik slim. En weet wat is die realiteit van die saak? Wie val vir hierdie goed? Weet jy wie is die slagoffers van hierdie dwaalleringe? Kan ek jou sê? Of kom ek vra jou? Moet laat julle 'n bietjie dink. Nou, Marie, ons laat hulle dink. Nee, jy mag nie antwoord nie. Wie is die slagoffers van hierdie? Wie is die slagoffers? Kan julle my sê? Watter mense is die slagoffers? Probeer? Geestelike onvolwassenes. Geestelike onvolwassenes in watter sin? In watter sin? Jy's reg? Kom ons gaan 'n bietjie verder. In watter sin? Geestelike onvolwassenes in die sin van ek ken nie my woord nie. Ken nie my woord nie. Nou is die ding, as daar ou na jou toe kom en sê, daar staan geskrywe, sê ek, maar daar staan ook geskrywe. Ja maar, kom, geef vir die volgende een.
Ek het so ruk terug, was hier 'n ou gewees wat homself vreeslik slim gehou het en staan hom en ek luister. En al wat ek gedoen het, is vir elke ding wat hy gevra, wat hy genoem het. Ek het gesê, okay, ek hoor jou. Maar ek vat jou nou hierdie skrif toe, verduidelik dit vir my. En dis al wat ek gedoen het. Tot op 'n punt waar hy gekom het en maar ek ken nie die woord so goed nie. Ek vra van nou, hoe wil jy 'n ding glo en redeneer oor 'n ding waaroor jy nie eers 'n basiese kennis het nie? Ek meen, ek vat jou nie eers na graadvlak toe nie, ek vat jou op basiese Bybelkennis, geestelike volwasse, plat op die aarde, normale Christen wat Sondag na Sondag in die kerk sit, teologiese Bybelse kennis. En nou sê jy, jy ken nie die woord so goed nie. So waar lê die fout in my teologie of in joune? En te verander in die onderwerp en hy het my nou nog nie geantwoord. So op 'n punt dan gaan dit daaroor, mense sien in vandag se lewe nie die woord van God ken nie. Is jy 'n teken? So, punt nommer 4, onstandvastigheid en beïnvloedbaarheid. En dan die 5de punt was gewees, jy loop nie in gesag nie. Iemand wat nie in gesag loop nie, iemand wat nog steeds glo die pastoor se gebed dra meer krag as joune. Iemand wat nog steeds glo 'n kerkleier se gebed dra meer krag as joune. Die een wat nog steeds glo daai persoon se gebed dra meer krag as joune. Dit is iemand wat nie in gesag loop nie, iemand wat nie bewus is van sy geestelike gesag nie. Want as jy bewus is van jou geestelike gesag, dan weet jy dat jou gebed dieselfde krag dra as die res van ons sit. Net soos wat ek hande op jou kan lê, jou kan salf en vir jou kan bid vir wanneer jy siek is, kan jy dit self ook doen. But wait, there's more. Net soos wat ek kan gaan en ek kan jou huis uitsalf op jou versoek, wat ek met die grootste liefde doen, believe you me, ek doen dit met die grootste liefde, kan jy dit ook doen. En ek het so ver gegaan, ek het vir julle salwingsolie gaan maak, dit staan daar agter, met 'n pamfletjie wat vir jou verduidelik hoe om dit te gebruik. So, jy kan dit ook doen. Hoekom om dit eksklusief net vir predikante en leraars is wat dit kan doen, met daai mag het, daai salwing net om dit te kan doen? Nee, want jy kan dit ook doen. Want dieselfde gees wat in my is in jou, en dieselfde gees wat vir Christus uit die dode uit opgewek het, lewe ook in en deur jou op 'n daaglikse basis. The same spirit that raised Jesus from the dead is the spirit that dwells in me, en in jou. Dieselfde gesag wat Christus gehad het om vir daardie duiwel te sê, gaan weg van my af. Het ek en jy ook, want ons is erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. En selfs die woord sê vir my en vir jou, weerstaan hom en hy gaan van jou al wegvlug. Iemand wat nie geestelik volwasse is nie bewus van sy gesag nie. En ek sê weer, ek het nie 'n probleem daarmee om vir jou te bid nie. Ek meen, ons het gebedsdienste en ek doen dit met die grootste liefde en dis amazing, regtig dit is. En ek sal in die middel van die nag jou huis vir jou gaan uitsalf. Maak dit seker jy dit eers self probeer doen, as jy my in die middel van die nag wil bel. Nee, ek spot, ek sal regtig. Maar jy het daai selfde gesag. Jy het daai selfde gesag. 'n geestelike volwasse kind van God weet, hy het die gesag om op te staan en te sê, Here, ek weerstaan die werk van die vyand. Ek pleit die bloed van Christus oor my huis, oor my huwelik, oor my finansies, oor my kinders, oor my familie, oor my werk, oor hierdie situasie, oor dit, oor het is gesag om in jou huis te stap en te sê, vyand tot hier toe nie verder nie, daar gaan jy. Klaar. Dis klaar, daar gaan jy. In die naam van Jesus Christus, daar gaan jy. Jy het daai gesag. Verbeel vir jou, ons as kinders van God, begin loop in daardie gesag. Wat gaan gebeur? Hoe gaan die wêreld lyk? Hoe gaan jou lewe lyk? Hoe gaan kerke begin lyk? Iemand wat geestelik onvolwasse is nie iemand wat in gesag loop nie.
is iemand wat nog hierdie wurm mentaliteit het en nog steeds loop met 'n geestelike minderwaardigheidskomplex. Ek is nie goed genoeg nie, ek is nie so geestelik nie, ek het nie so baie geloof nie. Ek het nou nog iemand gesê, jy het nie baie geloof nodig nie. Die woord sê, geloof soos 'n mosterdsaadjie. That's it, dis nie veel gevra nie. Geloof soos 'n mosterdsaadjie. Hy sê nie jy moet geloof hê so groot so wilgeboom nie. Hy sê jy moet geloof hê so groot so 'n mosterdsaadjie. Dis al wat hy sê. That's it. Dis dit. Ek is nie so geestelik nie. Nou raak. Dis 'n wonderlike ding. Dis 'n ding wat jy nog steeds kan groei elke dag. Beweeg in daai rigting, dat jy op daai plek kan kom. Iemand wat geestelik volwasse is bewus van sy gesag in Christus Jesus. Nou, vandag, en ek het die lekkerstes gelos vir die laaste in hierdie gedeelte. Volgende week beweeg ons oor na geestelike volwassenheid toe. Hoe lyk dit? So ek het die lekkerstes gelos vir vandag. Nommer 1. Kom ons kyk. Wie kan dink? Wie kan dink? Julle almal kan dink, maar kom ons kyk of julle gaan dink. Nommer 1. Wie wil 'n kans vat? Waar is ons vandag? Waar is ons vandag? Ons kyk, wie kan ek vandag kwaad maak? Ons kyk, wie gaan ek vandag kwaad maak? Hierdie is ongelukkig nie 'n reeks wat ek baie diplomaties kan aanbied nie. So vergewe my daarvoor en verdra my daarvoor. Maar kom ek maak julle kwaad. Neem maklik aanstoot. Neem maklik aanstoot. Dis 'n lekker een, is dit nie? Hoe is dit? En help my, asseblief. Hoe is dit? Die oomblik as jy in die kerk instap, is jou nerf verskriklik fyn en dun. En jou gevoelens bitter sensitief. Hoe is dit dat die oomblik wanneer jy met die kerk te doen het, is jy vreeslik fyn gevoelig? Maar die oomblik as jy in Pick n Pay instap en jy die vel van 'n renoster. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe werk dit? Ek verstaan dit nie. Ons het meer genade in Pick n Pay as wat ons in die kerk het. Ons het meer genade in Checkers as wat ons in die kerk het. Ons het meer genade met die ou by McDonald's wat jou bestelling 100 keer verkeerd het en jy gaan nog steeds terug en jou gevoelens kry nie daar seer nie. Maar die oomblik as jy in die kerk is, dan is aanstoot die ding. Verduidelik dit aan my. Mense, ons moet 'n ding bitter mooi verstaan vandag. Die kerk staan op die fondasie van Jesus Christus. Right? Amen? Hallo, amen. Julle wakker? Amen? Kom ek skok jou. Jesus Christus, die fondasie van die kerk, gebruik mense om die kerk te bestuur. Nie engele nie, ek weet nie wat nie, mense soos jy, mense wat onderhewe is aan menslike foute, en weet jy wat, kyk gou langs jou, kyk voor jou, kyk agter jou, kyk gou, julle enige vlekkies gesien? Enige vlekkies gesien? Kry, nie een van julle is perfek, ek nog minder, ek dink ek is die minste. Hierdie is mense. Dieselfde mens wat jou help in Pick n Pay, is die mens wat op 'n Sondagmôre in die kerk sit. Hoe is dit dat ons so ongelooflik eergevoelig is in kerke? Weet jy wat? Mense is mense. Waar mense is menslike foute. En ons het ding wat vir my so, okay. Aan die een kant het ek respek vir iemand wat 'n slegte ervaring gehad het in 'n kerk. Right? So ek is nie onmenslik nie. Regtig ek is nie. Ek is nie neerhalend of onsimpatiek of
Dis nie vir my waaroor dit gaan. Ek het respek vir dit. Want na 17 jaar ek is 17 jaar hierdie jaar in die bediening. Na 17 jaar kan ek vir jou sê, ongelukkig is daar dinge wat dikwels in kerke gebeur, wat in kerke nie moet gebeur nie. En ongelukkig gebeur dit gebeur. Right? Maar, dan kry jy nou gevalle waar ek regtig dink, regtig nou. Come on, regtig nou. Dan sal iemand na my kom en sê, nee, maar pastoor, ek is nou ongelukkig, want wat het gebeur? Pastoor het my nie gegroet in die winkel nie. So my ma het hy jou gesien. Want ek beloof vir jou, ek sien jou nie, ek kan nie eens daar sien. En dis 3 meter van my af. Het hy jou gesien? Ek weet nie, het jy hom gevra? Nee. Jy met hom gaan sit? Nee. Het jy letterlik fisiese afspraak met hom gemaak of hom gaan sit en vir hom gesê, luister perd, ek is vies vir jou, maar jy loop verby my en jy groet my. Het jy dit gedoen? Nee. Ek sê maar, so, nou kom jy na my toe. Wat wil jy van my? Jy het mos nie 'n probleem met my nie, so ek kan nie 'n probleem vir jou oplos nie. Gaan na die ou toe wie 'n probleem het. En gaan sorteer dit daaruit. Die ding is, mense soek rede om aanstoot te neem in kerke. En dit is heeltemal kompleet onnodig en oorbodig. Dieselfde ou wat daar op die kansel staan, is 'n mens net soos jy. Ek gaan jou nie die kerk uit skop, as ek vanmiddag in Pick n Pay, ek is nie van plan om vanmiddag Pick n Pay te gaan nie, by the way, ek is van plan om 'n middagslaapie te vat. Maar as ek vanmiddag in Pick n Pay stap, en jy stap verby my, en jy het 100 goed op jou brein, en ons 100 goed wat aangaan in jou lewe, en jy stap verby my, en kyk jy nog bo oor my, wat almal is langer as ek, en jy groet my nie, gaan ek jou nie onder sensuur plaas en jou uit die kerk uitskop. Hoekom? Want ek gaan aanneem, die eerste ding wat deur my kop gaan is, besig, my nie gesien nie, op 'n missie, op pad na die melkrak toe, of na die melkyskas toe. En ek gebruik nou hierdie as 'n voorbeeld. Maar die pittigheid, wat ek al gehoor het, is belaglik, komies, en ek weet nie wat nog. Maar, my vraag is dit, hoekom is ons soveel kleinlikheid en eergevoeligheid wanneer dit kom in die kerk? Antwoord my net dit. Want so waar ek verstaan dit nie. Kom jy dan kerk toe vir mense? Of kom jy kerk toe vir die ware, lewende God? As jy 'n probleem in die werksplek met iemand het, bedank jy op die call? Nee, want werk is nie so volop nie. Ons leer klein kindertjies, sorteer jou konflik. Hier is 'n verskriklike interessante ding. Ons leer klein kindertjies, jy weet, daai size, konflik hanteer. Ek dink dit is letterlik in LO geïnkorporeer. Is dit nie? Konflik hanteer. Okay. So, ons wil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-jariges wil ons leer van konflik hanteer. As jy ongelukkig is, gaan na 'n persoon toe en praat met hom. En ons preek dit en ons leer dit en ons sê dit en ons verwag van hulle om, het jy met die maatjie gepraat? Nee, nou gaan praat met die maatjie. Nou is dit dat ons as groot mense dit nie eens kan beoefen nie. Ons as groot mense kan dit nie eens beoefen nie. Ek vra vir jou, but why? But why? Mense, kerk, die Here gebruik mense in sy kerk. Mense is onderhewe aan menslike foute. En ek beloof vir jou 9 uit 10, het die persoon wat vir jou naar gemaak het, dit nie bedoel nie. En 'n ding wat ek rarig, en ek weet ek dryf nou ons het 'n jaar of 2 of 3, maar ek kon nog nie daarby uitgekom het nie. 'n Ding wat ek rarig graag wil doen, is om ons meer 'n bietjie gesels oor persoonlikheidstipes. Geen 2 mense is dieselfde nie. Geen 2 mense is dieselfde. 9 uit 10
Verstaan vandag vir my as ek vir jou sê, het daai persoon jou geen kwaad doelbewus bedoel nie. Maar jou hartjie was net so klein en jou nerf was net so dik. But why? Maar tog, in dieselfde asem, en dit moet jy ook vir my verduidelik, want ek verstaan dit ook nie. Dieselfde asem wat jy wil hê, iemand moet genade vir jou hê, as jy doelbewus of onbewuslik sal dit so droog maak, dieselfde genade wat jy verwag, is genade wat jy nie gee nie. Maak dit sin maak, want dit maak nie vir my sin. Verduidelik dit vir my asof ek 3 jaar oud is, want sowaar ek verstaan dit nie. Ek verwag, dat as ek per ongeluk droog maak, moet jy vir my genoeg genade hê om na my toe kom en sê, luister, pastor, jong, ek voel nog eens, sorry, weet wat? Ek is rarig blind, ek het jou nie gesien nie. Ek het nie doelbewus verby jou gestap en jou nie gegroet nie. Ek is jammer, dis nie wat ek bedoel het. Dieselfde genade wat ek verwag, moet ek bereid wees om te toon. En dis 'n ander ding, mense verskil, nie almal is soos jy nie. Ek dink die groot ding is, ons verwag mense moet wees soos ons. En hulle is. Geen 2 mense is dieselfde nie. Nie eers 2 mense wat op dieselfde persoonlikheids, ek wil amper sê, kategorie, dieselfde persoonlikheidskategorie val is dieselfde nie. Ons verwag mense moet dieselfde wees as ons. As ek 'n ding so gaan hanteer, verwag ek van iemand anders om dieselfde te hanteer. En as hy dit nie doen nie, dan neem ek aanstoot, want hy dit nou meer halend teenoor my bedoel, dit is nie die geval nie. Aanstoot. Aanstoot word geneem en nooit gegee nie. Luister mooi, aanstoot word geneem, nie gegee nie. Soos jy aanstoot neem, sonder dat iemand fisies na jou toe gaan en vir jou sê, luister, ek gaan dit sê, ek bedoel dit direk so lelik soos wat ek het sê, en ek bedoel jou skade 1, 2 en 3. Neem jy aanstoot. En tree jy kleinlik op. So wat ek vir jou vandag wil sê is die volgende, is daar iets in my oog. Kan ons asseblief net vir mekaar 'n bietjie meer genade hê? Kan ons inkry met die kleinlikheid? Ek dink die groot ding is, natuurlik sal almal stryd wees. En ek dink die groot ding is die volgende. En ek het verlede week vir julle gesê, 'n ding wat vir my die uitputtendste was in my bediening tot op datum. Ek praat nie, soos ek sê, ek praat nie oor die hier en die nou nie. Ek praat van die begin tot waar ek nou staan. Die ding wat vir my die uitputtendste is in my bediening tot op datum, is hierdie tipe goeders. Is hierdie tipe goed. Ek gaan vir jou sê hoekom. Want op die eind van die dag is dit nie die leierskap se verantwoordelikheid om wyntjies uit te vry van neusies af te vee van geestelike babietjies nie. That's it. Dis 'n kleuterskolonderwyser se werk. Nie 'n leraar se werk. So, hieraan gaan praat met mekaar mense. Almal is mooi groot, julle het 'n baie goeie verhouding met mekaar, praat met mekaar. Praat met mekaar. En as jy fisies vir my kom praat met my, 9 uit 10 beloof ek vir jou, ek het jou geen skade doelbewus bedoel nie. Of ek het jou geen skade neerhalend doelbewus bedoel nie. Praat met mekaar, en as ek vir jou vies maak, kom praat met my. Ek is 'n mens net soos jy. Ek gaan vir jou vies maak. Nie doelbewus nie. Ek het jou dalk nou vies gemaak. Maar dit is so dit is. Dit is waarheid. Dit is letterlik die waarheid. Dit is die waarheid. Ons moet leer om meer verdraagsaam te wees. Dieselfde genade wat die Here vir jou het, het dit vir ander mense, doen. Het dit ook vir ander mense. Dieselfde benefit of the doubt, wat jy wil hê iemand moet vir jou hê. Om te dink, weet jy wat, sy het my nie doelbewus probeer skade doen nie, dalk moet ek net met haar gaan gesels, of met hom gaan gesels. Geef iemand anders ook daai. Geef iemand anders dit wat jy verwag. Geef iemand anders dit wat jy verwag.
Maar dit help nie, ons ruk ons op en hardloop weg. Of nooit iemand enigiets in die saak gebring. Weet jy wat is die realiteit van die saak? Daar waar jy gaan, daar gaan jou geestelike onvolwassenheid saam met jou. Jy los dit nie agter nie. So dieselfde issue wat jy hier vind, gaan jy in 20 ander kerke gaan vind, want dis ook mense. Net soos hier. Net soos hierso. Ek weet nie van 'n kerk wat deur 'n bonatuurlike wese of 'n engel of 'n ding bestuur word nie. Alle kerke wat ek van weet, en ek kry met baie kerke te doen, almal word deur mense bestuur. Die Here gebruik mense in al sy kerke. So as jy 'n storie hier ervaar, gaan jy dit in alle ander kerke ook ervaar. So, leer van die staanspoor af en hanteer dit. Ons wees net 'n bietjie meer verdraagsaam. So punt nommer 1, aanstoot. Punt nommer 2, konstante gerusstelling. Konstante gerusstelling. So, jy moet konstant op die ruggie tik. Mooi so, wel gedaan, baie oulik, baie trots op jou, dis goed, jy doen goed. Oulik, mooi, ag, kyk hoe oulik is jy. Konstante gerusstelling. Konstante gerusstelling. Want, en dit spruit vir my daai, en dis 'n bietjie stilte in die 101. Jy wil die heeltyd aanvaar word. Deur mense, vir wie jy dit in 'n geval nie doen. Okay? Konstante gerusstelling. Kyk hoe oulik is jy, ag jy's oulik. Kyk hoe mooi is dit wat jy doen, dit is so ou, kyk hoe oulik, jy's oulik. Die heeltyd aan een, en dis ook uitputtend. Jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir die Here. En hier is die ding, en nou hoor jy gewoonlik die volgende. Niemand het gesê dis mooi nie. Almal het gesien dis mooi. Almal het gesien jy het dit gedoen. Almal het gesien jy's kunstig. Net omdat mense nie 'n ding sê nie, sê dat hulle dit nie opgemerk het nie. Konstante gerusstelling spruit, of die behoefte aan konstante gerusstelling spruit vir my uit 'n minderwaardigheidskompleks uit. Hoekom het jy 'n minderwaardigheidskompleks? Hoekom het jy nie genoeg selfvertroue en heg jy nie genoeg waarde aan jouself om so selfverseker te wees om te weet dat al prys mense my nie konstant vir 1, 2 en 3 nie, beteken dit nie dat ek nie goed genoeg is nie. Beteken nie dat mense dit nie waardeer nie. Konstante gerusstelling, iemand wat konstante gerusstelling nodig het, is iemand wat onvolwasse is. Want is iemand wat voel, as mense my nie konstant prys en ek weet nie, heeltyd op die skouer klop en almal vertel hoe oulik ek is en my op 'n stoeltjie sit en kyk hoe cute, kyk hoe oulik. As mense dit nie doen nie, is dit nie goed genoeg nie. Terwyl jy definitief goed genoeg is. En jy weet voor jou heilige siel dat jy goed genoeg is. En op die eind van die dag kom dit vir my daarop neer dat jy so verseker moet wees in die gawe wat die Here vir jou gegee het. Dat jy so verseker moet wees in die gehoorsaamheid wat jy gestap het, of wat die stap in gehoorsaamheid wat jy geneem het om dit vir die Here te doen, dat jy so selfverseker en so seker sal wees van dit, dat mense se goedkeuring daarvan nie nodig is nie. Mense se goedkeuring vir jou is nie nodig nie, dis irrelevant, dis onnodig. Solank die Here tevrede is dit al wat tel. En nou hier is die ding, as daar nie konstante gerusstelling is nie, lei dit tot aanstoot, lei dit tot kleinlikheid. So daar's 'n hele, jy verstaan hoe die hele ding sielkundig in mekaar pas. So die een ding roep die ander, roep die ander, roep die ander, roep die ander. En op die eind van die dag is Pietie of Sannie of Kosie hier uit en vreeslik kwaad vir die kerk en nou is ek sommer klaar. Omdat daar net 2 mense Sondagmôre gesê het, "Wow, dis oulik. Wow, die gereg wat jy saam met die kos gemaak het was regtig lekker. Net 2 mense het gesê, 30 mense het geëet. Nou voel jy kan die kos maak nie, jy's sommer klaar, jy's klaar met die kerk en almal is lelik met jou en verstaan jy hoe die goed eskaleer? Verstaan jy hoe die duiwel daai een saaitjie gebruik en 'n ontsettende wingerd
of 'n boord spring daaruit op. Druk daai saadjie dood voordat hy opkom. Want dit is soos onkruid wat saad skiet. As daar een saadjie opgespring het, volgende week is dit onkruid net waar jy kyk. Jy het nie mense se gerusstelling nodig nie. Jy het nie 'n konstante klop op die skouer nodig. Ag, jy's oulik, ag, jy's goed, ag, kyk net hoe cute is, ag, yes. Dis nie nodig. Jy's goed genoeg soos wat jy is. You are fearfully and wonderfully made. En ek kan jou beloof, as jou kos sleg was, so mense dit uitgespoeg het of uitgekrap het en jy soort onmiddellik gesien het en selfs al was dit vir mense sleg as dit vir jou lekker is dit fyn. Dit maak nie saak nie. Sekere goed maak nie saak nie. Daar is net sekere dinge in die lewe wat nie saak maak nie. Hoe lekker jou, wat ook al dit is wat jy gemaak het, hoe lekker dit is, gaan nie vir jou plek in die hemel verseker nie. Ons gaan nie eet daar nie. Dit maak nie saak nie. It does not matter. Dit maak nie saak nie. Luister, sekere goed maak nie saak nie. Maar nou die ding is, dit raak 'n ding, want mense maak dit 'n ding, wanneer dit nie 'n ding is nie. Hou op om 'n ding van 'n ding te maak wat nie 'n ding is nie. So, punt nommer 1, aanstoot. Nommer 2, konstante gerusstelling, jy het dit nie nodig nie. Punt nommer 4, gefokus op jouself. Jy is so gefokus op jouself, dat daar nie plek vir enigiets of enigiemand anders in jou lewe is. Jy is so gefokus op jouself, dat daar is nie plek vir enigiemand anders in jou lewe nie. Alles gaan nie oor jou nie. Alles gaan nie oor my nie. Alles gaan nie oor Louise nie. Die son sak nie as ek gaan sit nie. As ek dit nou so blaatant kan stel. En die aarde draai nie om enige mens nie. Die aarde draai in sy eie wentelbaan om die son. Wys my iemand wat so selfgesentreerd is. Wat so gefokus is op homself, dat daar nie plek is vir iemand anders nie. En ek wys vir jou iemand wat nog nie Christus ontmoet het nie. Wys my iemand wat so selfgefokus is. En ek wys vir jou iemand wie se fokus glad nie op die Here is. Want jou fokus kan nie op die eie ek en op God wees nie. Dis either or. Selfs die Bybel sê dat die eie ek moet sterf. Ek moet minder word sodat die Here meer kan word. En dit is wat ons beklemtoon by die doopwater. Is ek lê die eie ek en die eie self, die ou mens af en die nuwe mens staan op en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in en deur my. Maar Christus kan nie in en deur my lewe as die eie ek nog steeds op die troontjie is. Iewers along the line met die eie ek en die ek en die ek van die troontjie afklim sodat die Here op die troon kan klim van jou lewe. Die Here deel nie die troon met enige iemand nie eers met jou. Hy is vir jou baie lief, maar die Here deel nie die ereplek van die troon met 'n mens nie. Veral 'n mens wat hy gemaak het nie. En ek dink, dit is 'n ding waaraan die mensdom vandag in geheel skuldig is. Die mensdom vandag in geheel is skuldig daaraan. Want die wêreld leer ons, me, myself and I. En die woord leer ons, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Kan jy sien waar die kontras lê? Kan jy sien waar die vyand sy voet in die deur gekry? Kan jy sien hoe die vyand die wêreld negatief inspireer om presies die teenoorgestelde te doen van wat die woord van God sê? Die wêreld sê me, myself and I. Die woord van God sê God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar dis either or, dit kan nie al twee wees. Wys my iemand wat so selfgesentreerd is. En ek wys vir jou iemand wat glad nie die Here ken nie. Wat jy verhouding het met die Here nie. Wys my iemand wat dink die wêreld draai om hom. En ek wys vir jou iemand wat nie 'n verhouding het met die ware en lewende God nie. Want is God of ek, maar is nie God en ek nie. Daar is net een troon in my lewe
En op daardie troon is daar net plek vir een. So dis ek of God. En verstaan, as jy op die troon van jou lewe sit, moet jy nie huil en wonder wanneer dinge in jou lewe skeef loop, of sleg loop, of nie uitwerk nie. Want die oomblik as 'n feilbare mens in beheer geplaas word van dinge, dan moet jy probleme verwag. Niks kan perfek wees die oomblik wanneer dit in 'n onperfekte mens se hande is nie. Luister mooi, niks kan perfek wees of perfek uitwerk wat uit 'n onperfekte mens se hande kom nie. As ek my lewe in my eie hande wil hou, kan ek nie verwag dat alles ten goeie gaan meewerk nie. Want die woord sê alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet, en as ek hom liefhet, dan vertrou ek hom genoeg om die ereplek van my lewe te gee. So dis ek of God, maar dis nie ons albei. Die Here deel nie die troon met enige iemand nie. Daai troon is net groot genoeg vir een. Wat my aanbetref, ek verkies dat God op daardie troon in my lewe sit. Want te lank het ek besef dat as ek op daardie troon sit, dan neem ek in 'n geval net alles op. Maar iemand wat op die beheer wil hê in daardie sin, is iemand wat nie 'n verhouding het met die Here nie. Laaste een vir vandag. Vir my ongemak. Vir my ongemak. Mense dink, groei vind nie plaas in 'n gemaksone nie. 'n Gemaksone is die sterfplek vir groei. Gemaksone is nie 'n plek wat ideaal is vir groei nie. Die oomblik wanneer ek uit my gemaksone uitbeweeg, dit is waar ek groei. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug na die Bybel toe. Het die Here vir Abraham in sy gemaksone gehou? Nee, hy het hom daar uitgehaal. En hy het vir hom op die pad gesit, wat die Here vir hom bestem het. Moses het gehakel, en hy het goed gehakel. Het die Here hom in sy gemaksone gelos? Nee. As daar nou een ou is wat die Here heeltemal uit sy gemaksone uitgeruk het, was 'n vrou Moses. Vrou hakelende Moses. Hy haal hom uit sy gemaksone uit, hy jaag hom Egipte toe, hy laat storm voor Farao terwyl die ou hakel dat dit goed lyk. En daarna gebruik hy vir Moses om die Israeliete uit Egipte uit te lei deur die woestyn op pad na die beloofde land. Die Here werk nie met gemaksones nie. Luister mooi. Die Here werk nie met gemaksones nie. As ek en jy wil groei, geestelik, emosioneel, sielkundig, wat dit ook al is, klim uit jou gemaksone uit. Laat toe dat die Here jou vat na 'n nuwe plek toe. Laat toe dat die Here jou uit jou gemaksone uithaal. Dit beteken ek kom op 'n plek waar ek totaal en al hoor en sê, Here, ek is dalk nie gemaklik hiermee nie, maar ek vertrou U. Vat my waar U my nodig het. Ek hoef dit nie te verstaan nie, ek hoef nie vir my gemaklik te wees nie, ek hoef nie vir my cozy en warm en lekker knus te wees nie. Dis okay, maar ek vertrou vir U. Maar vir solank as wat jy in daai gemaksone vassit, stagneer jy. En kom jy nooit verder nie. En die oomblik as jy stagneer, bereik jy nooit jou volle potensiaal in enige iets nie. En dit werk so nie net op geestelike vlak. Geestelike vlak, primêr, dis waarmee ons besig is hierso, maar dit werk so op elke faset van jou lewe. Of dit nou loopbaansgewys, finansiëel, wat ook al die geval is. As jy in 'n gemaksone vassit, is dit waar jy vasgroei. En as jy vasgroei, stagneer jy. En as jy stagneer, bereik jy nooit jou volle potensiaal nie. Elkeen van ons wat hierso sit, het die Here groot planne voor. Vir elkeen van ons wat hierso sit, is daar 'n werk wat ons moet doen in die koninkryk van God. Nie een van ons is sommer net hier om die suurstof minder te maak omdat dit te veel is. Ons almal is hier vir 'n baie spesifieke doel. Maar wat hartseer is dit,
Die begrafplaas is die rykste plek wat daar is. Want dit is die plek waar daar soveel onontginde potensiaal lê. Potensiaal wat nooit ontgin is nie, omdat mense in hulle gemaksones vasgegroei het. En nooit op 'n punt gekom het en gesê, Here, hier gaan ons. Vat my, lei my, wys my. Hierdie pottebakker ek die klei. Vorm my en maak my. Net soos U wil. Al is dit ongemaklik. Al druk dit partykeer so bietjie. As jy nuwe skoene koop, vir die eerste week of 2, druk dit jou lekker blaase. Doen dit nie. Maar daarna begin dit lekker loop. Maar die realiteit van die saak is, jy agterkom die oomblik wanneer daai skoene op sy lekkerste loop, is dit hoogtyd vir nuwe skoene. Jy het al agtergekom? Dis daai skoene wat jy regtig nie meer in die publiek kan dra nie, wat die lekkerste loop. Maar jy kan dit nie meer in die publiek dra nie, want dit is nie meer, iemand gaan op vir R5 in die hand sit en sê, sit dit by in die boksie vir nuwe skoene. Dis daai skoene wat so uitgetrap is wat die lekkerste loop, en dis dieselfde met jou gemaksone. Daai plekkie waar jy so lekker ingewikkeld is, dis lekker, maar dis nie ideaal meer nie. Laat toe dat die Here jou uit jou gemaksone uithaal, om jou op 'n plek te sit, waar jy beweeg in die rigting van groei en meer, om sy naam ontwil. Sodat jy uiteindelik op 'n plek kan kom, waar jy jou volle potensiaal in Christus Jesus kan ontgin en bereik. Maar dit kan nie gebeur, as jy in 'n gemaksone vassit nie. En tot hier toe vanoggend. Nou, dit is my storie vanoggend. Volgende week begin ons met geestelike volwassenheid. So ons is nou tot op datum met ons bietjie gesels oor die tekens van geestelike kinderlikheid, geestelike babas. Volgende week gaan ons bietjie gesels oor die kontras, die teenoorgestelde. Hoe lyk 'n geestelike volwasse kind van God? So, ons het die laaste paar weke het ons gesels oor dit waarna ons moet kyk, waar ons moet aandag gee, dit wat daar nie moet wees nie. Volgende week begin ons kyk na waar ons wil wees en waar ons moet wees. So ons vat hom baie strategies, ons kyk waar ons is en waar ons nie moet wees nie, en ons kyk waar ons op pad is. Volgende week kyk ons waar ons op pad is, en dan die week wat daarop volg, gaan ons kyk, hoe kom ons daarso? Wat gaan ons doen om daar te kom? Wat is nodig om te gebeur vir my om op 'n plek te kom tot geestelike volwassenheid? En gaan ons ooit altyd 100% geestelik volwasse wees? Nee, want jy groei tot die dag wat jy jou kop neerlê, geestelik. Daar is altyd meer groei wat kan plaasvind. Dis die wonderlike dinge van die Here. Hierdie Bybel is die enigste boek wat jy nooit gaan oplees nie. Hoeveel hier van julle wat lesers is? Hoeveel storieboeke lê daar in jou boekraak, wat jy 1 of 2 keer gelees het en jy het hom klaar gelees, dis genoeg. Maar jou Bybel kan jy vir die res van jou lewe elke liewe dag lees, en elke liewe dag nog steeds iets nuuts leer. En as jy saam met ons geestelike lewens, elke dag groei jy, en elke dag groei jy meer en meer en meer. En die dag wat jy jou kop neerlê, is die dag wat jy ophou groei. Maar ons almal kan letterlik groei tot op daardie dag. Niemand kan sê, ek het bereik wat ek moet bereik. Niemand van ons kan ooit op 'n punt kom en sê, wel, dis nie meer nodig nie, ek is nou perfek. Dankie Here, we good. Nee, ons kan nie dit doen nie. It's amazing om te weet. In die koninkryk van God is daar altyd meer. Amen? Kom ons sit net so en sluit ons oë. Dankie Here dat ons volgende in die huis van mekaar kan kom. Here, dankie dat ons vanoggend kan kyk